Ons lees vanoggend 2 gedeeltes saam. Die eerste uit Matteus, die 3de hoofstuk. Ons gaan daar die eerste 12 verse lees, Matteus 3 vers 1 tot 12. En dan blaai ons 'n klein bietjie verder in dieselfde boek, Matteus 14. Daarvan gaan ons die eerste 14 verse lees. So Matteus 3 vers 1 tot 12 en dan 14 vers 1 tot 14. Voordat ons die gedeeltes egter saam lees, is dit eers net reg dat ons Vader sal nader in afhanklikheid, in eerbied, in nederigheid. Ons doen dit ook so dan in gebed en ek vra dat die broers sal staan en dan sluit ons almal ons oë. Almagtige God en groote koning, ons Here, ons verlosser, vir die laaste geleentheid hierdie jaar, is ons hier by mekaar om na u woord te luister. 'n jaar wat soms gevoel het asof dit nie einde kry nie, maar aan die ander kant ook voel asof dit verbygevlieg het. 'n jaar wat vir van ons broers en susters uitdagings hartseer gebring het. Ons dink aan elkeen wat deur siekte geraak is, ook nou Omeni, Frikkie en ons Skalk. Ons dink aan hulle wat geliefdes verloor het. Ons bid vir hulle wat deur die ekonomiese uitdagings van die land van ons beïnvloed is, geleenthede wat dalk verlore gegaan het, inkomstes wat daar nie meer is nie. Ons dink aan die boere wat so stoei teen die natuur. Here, ons dra elkeen van hulle aan U op. Ook ons lidmate wat met die uitdagings van ouderdom spook. Hulle wat operasies moes ondergaan, wat besig is om te herstel. Here, tannie Linda en ook Rita se pa. Maar dankie deur dit alles, deur hierdie jaar, vir U hand van bewaring oor ons gemeente, oor ons mense, nou soos altyd. En ons bid en vra ook dat Julle sal seën wat hierdie week verjaar. Dat U ons sal vergewe waar ons soms in klein geloof toelaat dat dinge soos vrees ons maak ongehoorsaam wees. Ons vra ook dat U ons sal help om nie te twyfel nie. Laat die waarheid, die werklikheid van die boodskap van hierdie Christusfees wat verby is, ons en ander sal sterk in die geloof. Sal dit vas staan in vertroue. Ook in hierdie nuwe jaar wat voorlê. Want U is die Here. U is Here oor alles en alle dinge. Aan U al die lof en die eer. Amen. Matteus 3, ek gaan vir ons daar lees van die eerste vers, opskrifie daar, Johannes die Doper. En daardie dae het Johannes die Doper opgetree en in die woestyn van Judea gepreek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Want dit is hy van wie deur die profeet Jesaja gespreek is toe hy gesê het, die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. En hy, Johannes, het 'n kleed gedra van kameelhare en 'n leergord om sy heupe, en sy voedsel was sprinkane en wilde heuning. In Jerusalem en die hele Judea en die hele omtrek van die Jordaan het uitgegaan na hom toe.
En hulle is deur hom in die Jordaan gedoop met belydenis van hulle sondes. Maar toe hy baie van die Fariseërs en Sadduseërs na sy doop sien kom, sê hy vir hulle: addergeslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toorn wat aan die kom is? Dra dan vrugte wat by die bekering pas. En moenie dink om by julleself te sê, ons het Abraham as vader nie. Want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders vir Abraham op te wek. Maar die byl lê ook al teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Sy kop is in sy hand, en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak en sy koring in die skuur saambring, maar die kaf sal hy met onuitblusselike vuur verbrand. En blaai ons bietjie verder, Matteus 14. Die opskrifie, die onthoofding van Johannes die Doper. En in daardie tyd het Herodes die vuurvors die gerig van Jesus gehoor en aan sy knegte gesê: hierdie man is Johannes die Doper. Hy het uit die dode opgestaan en daarom werk die kragte in hom. Want Herodes het Johannes gevang, hom geboei en in die gevangenis gesit vanweë Herodias, die vrou van Filippus, sy broer. Want Johannes het vir hom gesê: dit is u nie geoorloof om haar te hê nie. En hoewel hy hom wou doodmaak, het hy die skare gevrees omdat hulle hom vir 'n profeet gehou het. Maar by die viering van die verjaarsdag van Herodes het die dogter van Herodias voor hulle gedans en Herodes behaag. Daarom het hy met 'n eed beloof om haar enige iets te gee wat sy sou vra. Toe sê sy, nadat sy deur haar moeder aangehits was: gee my hier op 'n skottel die hoof van Johannes die Doper. En die koning het treurig geword. Maar ter wille van die eed en die feesgenote het hy beveel dat dit gegee moes word. En hy het gestuur en Johannes in die gevangenis onthoof. Sy hoof is toe op 'n skottel gebring en aan die meisie gegee en sy het dit na haar moeder gebring. En sy disippels het gekom en sy liggaam weggeneem en dit begrawe. En hulle het gegaan en dit aan Jesus vertel. En toe Jesus dit hoor, het hy daarvandaan in 'n skuit vertrek na 'n verlate plek alleen. Die skare het dit gehoor en hom van die stede af te voet gevolg. Ons lees net tot sover. Soos wat ek vir u gesê het vanoggend, is dan die laaste geleentheid waar ons na hierdie reeks in die Adventspreke kyk. Die laaste verwagtingspreek met die Christusfees nog vars in ons geheue. En sover hierdie jaar het ons gefokus op die rol en die roeping van beide Josef en Maria in die geboorte en lewe van Jesus Christus. En vandag bespreek ons die rol en roeping van nog 'n belangrike persoon. 'n Persoon wat ook 'n groot rol gespeel het tydens die gebeure waarvan die afgelope feestyd vir ons getuig. Die rol en roeping van Johannes die Doper. Ons lees in hierdie gedeelte: sy koms is die vervulling van die profesie in Jesaja 40 vers 3. 'n stem van een wat roep: berei in die woestyn die weg van die Here, maak gelyk in die wildernis 'n groot pad vir ons God. Ons het donderdag gehoor Jesaja 7 het so pragtig voorspel van die koms van ons Here Immanuel,
die seun vir ons gebore. Maar deur die profeet het God ook vir ons die voorspelling gegee van die een wat hom sou voorgaan, die een wat sy pad sou berei. Daarvan getuig die skrif ook verder, Matteus 11 vers 13 en 14, want al die profete en die wet het tot op Johannes geprofeteer. En as julle dit wil aanneem, hy is Elia wat sou kom. Hy is die een wat God gesê het, sal kom. So God het voorspel dat hy 'n groot profeet sal stuur. 'n Profeet so groot soos Elia, om 'n baie belangrike boodskap, 'n belangrike getuienis aan die mense te bring. Daardie profeet was Johannes. En daarom kyk ons na die doel van hierdie getuienis en ook die aard van die getuienis waarvoor God hierdie man gestuur het. Nou dit is so dat hierdie spesifieke gebeure wat ons nou gelees het, nie afspeel rondom die geboorte van ons Here nie. Maar dit wys direk na die betekenis van alles wat daar rondom gebeur het. Dis 'n betekenis met 'n implikasie wat elkeen van ons ter harte moet neem. Betekenis wat ons nie mag vergeet nie. Nou Johannes se ouers, weet ons, was Sagaria en Elisabeth. Sagaria, 'n Joodse priester, en die gebeure daar lees ons is niks anders as 'n wonderwerk nadat Johannes gebore is, juis omdat sy ma Elisabeth onvrugbaar was. Buiten dit, sy en Sagaria was ook al oud, Lukas 1 vers 5 tot 7. Daar was in die dae van Herodes koning van Judea 'n sekere priester met die naam van Sagaria uit die afdeling van Abia. En sy vrou was uit die dogters van Aaron en haar naam was Elisabeth. En hulle was albei regverdig voor God en het in al die gebooie en regte van die Here onberispelik gewandel. En hulle het geen kind gehad nie, omdat Elisabeth onvrugbaar was en albei op ver gevorderde leeftyd. So weer het God deur sy beskikking op grond van sy wonderlike verlossingsplan die gebede van hierdie twee mense verhoor. Op 'n dag lees ons in die tempel verskyn 'n engel van die Here aan Sagaria en bring vir hom die wonderlike nuus. Vers 13. Die engel sê vir hom: moenie vrees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor. En jou vrou Elisabeth sal vir jou 'n seun baar en jy moet hom Johannes noem. Maar dit was alles deel van God se plan. Want vir hierdie seentjie van Sagaria en Elisabeth het God 'n baie belangrike roeping, 'n baie belangrike rol bepaal. Een wat sentraal gestaan het rondom die gebore van ons Here, verse 14 tot 17 van daardie gedeelte. En hy sal blydskap en verheuging vir jou wees en baie sal oor sy geboorte bly wees, want hy sal groot wees voor die Here. Wyn en sterk drank sal hy nooit drink nie, en hy sal vervul word met die Heilige Gees reeds van die skoot van sy moeder af. En hy sal baie van die kinders van Israel bekeer tot die Here hulle God. En hy sal voor hom uitgaan in die gees en die krag van Elia, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders en die ongehoorsaames tot die gesindheid van die regverdiges, om vir die Here 'n toegeruste volk te berei. So Johannes was gestuur. Hy was gestuur om mense voor te berei vir die koms van die Messias. Matteus 3 vers 2, bekeer julle want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Dit was sy boodskap. Markus 1 vers 4, Johannes het gekom en was besig om in die woestyn te doop en die doop van bekering tot vergifnis van sondes te verkondig.
So van hierdie rol en roeping van Johannes lees ons keer op keer. Selfs Paulus getuig daarvan, Handelinge 19 vers 4, Johannes het met die doop van bekering gedoop en aan die volk gesê dat hulle moes glo in die een wat na hom kom. Dit is in Christus Jesus. Hy het nie 'n boodskap gebring en gesê hulle moet die Messias, die koning ontvang met geskenke, edelstene en juwele nie. Ook het hy nie 'n boodskap gebring om vir hulle te sê, maak die swaarde skerp en stof die skulde af vir die wat gedink het, dis 'n wêreldse regter wat kom nie. Sy boodskap was een van reiniging van sondes. Sy boodskap was dat die koms van die Messias aangebreek het. En die mense moes gereed wees. Bekeer julle, want die Christus kom. Nou ons lees in ons skrifgedeeltes van 'n ander koning ook. Nou Herodes Antipas was 'n seun en die opvolger van Herodes die Grote. Net om 'n bietjie konteks te stel, Herodes die Grote was die regerder wat al die kindertjies in Bethlehem laat vermoor het in 'n poging om Jesus om die lewe te bring. En Herodes Antipas, oftewel Herodes die Viervors, is een van sy seuns en was sy opvolger geweest. Dis van hom wat ons nou lees, hierdie gebeure rondom Johannes. Nou, Antipas het slegs oor 'n kwart van die gebied geheers waaroor sy pa geheers het, naamlik Galilea en Perea. Galilea was net wes van die Jordaan en Perea oos. En dit was onder sy heerskappy en vanweë sy toedoen dat Johannes die Doper aan die einde van sy lewe gekom het. Dit was die tyd toe Jesus sy disippels gestuur het en toe hy al hoe meer bekend begin word het onder die mense. En op so 'n wyse het Herodes ook van Jesus te hore gekom. En omdat hy soveel wonderwerke verrig het, het Herodes se belangstelling begin prikkel. Ons lees, hy sê vir sy knegte, hierdie man is Johannes die Doper, hy het uit die dode opgestaan en daarom werk die kragte in hom. En ons weet dit is nie waar nie. Maar aan die een kant in 'n sekere sin 'n kompliment aan hom. Herodes herken beide Johannes en Jesus duidelik as mense met kragte wat hy nie verstaan nie. Kragte wat hy nie het nie en kragte wat hom onrustig gemaak het. Maar die ander kant van die muntstuk is ook waar. Want op hierdie punt het Herodes Jesus met Johannes misgis. 'n voorteken van die oordeel wat ook van sy kant af sou kom. Ons lees Herodes het Johannes toe vermoor, ten diepste omdat sy boodskap, sy getuienis niks anders as die waarheid was nie. Dit omdat Johannes niks anders as 'n profeet van die Allerhoogste was nie. Dat hy die geloof gehad het om die waarheid te praat, selfs teenoor die koning. Ons lees in hierdie stukkie dat dit gegaan oor die vrou van Herodes se broer Filippus. Nou al het Herodes op daardie stadium eintlik al reeds 'n onwettige huwelik met sy skoonsister aangegaan, noem Matteus haar nog steeds Herodias, die broer van Herodes se vrou, Filippus se vrou. Maar in God se oë het sy nie aan Herodes behoort nie.
Al was hy geskei van die lippes en al het Herodes sy eerste vrou verstoot, hierdie huwelik het in die oë van God nie goedkeuring weggedra nie. En Johannes se boodskap was juis dit, 'n boodskap van die waarheid, 'n getuienis van die waarheid. Want Johannes se rol, se roeping was juis om die waarheid te verkondig van hom wat sou kom. 'n Waarheid wat die sondaar konfronteer. Daarom het Herodes hom in die tronk gestop. Maar was hy versigtig vir hierdie man. Ons lees in een van die ander evangeliebeskrywings in Markus 6, 20ste vers. Want Herodes was bang vir Johannes, omdat hy wist dat hy 'n regverdige en heilige man was. En hy het hom beskerm, en nadat hy hom gehoor het, het hy baie dinge gedoen en graag na hom geluister. En nou lees ons, sy tweede vrou Herodias was ten minste net so wreed soos haar man. En sy het na geleentheid gesoek om van Johannes ontslae te raak. En Herodes se verjaardag het vir haar daardie geleentheid gebied. En deur haar dogter het sy dit met al twee hande aangegryp. So onder bevel van Herodes het Johannes die Doper se lewe tot 'n einde gekom. Maar toe hy later hoor van Jesus, lees ons ook, het hy teruggedink aan Johannes. Al was Johannes die Doper reeds dood, dit het hy tog self verseker, het sy boodskap en sy getuienis steeds voortgeleef. En daarom lees ons hierso, sy getuienis was die getuienis van die waarheid. Sy boodskap, sy getuienis is daarom 'n ewige getuienis. God het Johannes die Doper hierheen gestuur vir daardie doel, om daardie boodskap, daardie waarheid aan die mense te bring. Die getuienis dat die Messias kom en die mense moet reg wees. Daarom moet hulle bekeer, daarom moet hulle ook doop in voorbereiding vir hierdie gebeurtenis. In voorbereiding vir die vervulling van God se beloftes. Buite in die doel leer ons ook sy getuienis, sy boodskap met 'n besonderse aard. Hierdie boodskap het nie tot 'n einde gekom nie. Al het sy lewe tot 'n einde gekom. Selfs Herodes wat hom vermoor het na sy dood teruggedink aan hom, aan sy woorde toe hy van Jesus te hore gekom het. En in daardie tyd het Herodes, die vuurvors, die gerug van Jesus gehoor en aan sy knegte gesê, hierdie man is Johannes die Doper, hy het uit die dode opgestaan en daarom werk die kragte in hom. Sy getuienis is ewig. Juis omdat die waarheid in ons Here Jesus Christus 'n ewige waarheid is. Wat ons sien in hierdie gedeeltes is egter dat die waarheid, Johannes se boodskap, sy getuienis, werk soos 'n tweesnydende swaard. Dit het sommige mense tot verootmoediging gebring. Sommige mense is gedoop. Baie het tot bekering gekom. Maar ander het sy waarheid, sy prediking gehoor, maar nie daarop ag gegee nie. Nog erger, het homself daaroor aangeval en bedreig. Maar ongeag die reaksie op Johannes se boodskap, ongeag die reaksie op die waarheid, die doel,
bely dieselfde. Want die waarheid konfronteer die sondaar met die werklikheid. Die waarheid wys die mens op die koms van die Messias. En daardie getuienis staan vandag nog steeds. Want ook die mens vandag staan nie neutraal teenoor die boodskap wat Johannes gebring het nie. Die mens staan nie neutraal teen die boodskap van die Christusfees nie. Die waarheid bly dieselfde. Ons Here het gekom. Nou ons leef in 'n tyd waar die Messias reeds gekom het. So Johannes se voorspelling, sy voorbereiding weet ons, dit waarvoor hy dit gedoen het gebeur. Maar nou weet ons, die Messias kom weer. So ons leef steeds in 'n tyd van afwagting, maar nie meer afwagting op die eerste koms nie. Afwagting op sy wederkoms. En moet ons besef, geld Johannes se boodskap en getuienis, geld die waarheid wat God bepaal het om deur hierdie man te verkondig, vandag nog steeds. Ja, die Messias het gekom. En daarom bekeer julle, want hy kom weer. En so ons moet waak dat ons nie so vasgevang raak ook in die blydskap van hierdie feestyd met die nuwe jaar wat om die draai lê. Dat ons hierdie deel van die boodskap, hierdie deel van die getuienis van die Christusfees mis nie. Die waarheid van wat dit ook beteken, juis dat Christus gekom het. Ons moet luister na die vermaning wat God deur die profeet Johannes gebring het. Die vermaning, onthou, die Messias kom weer. Die feestyd het ons 'n wonderlike realiteit gevier, die waarheid van die koms van ons Here, soos wat Johannes die Doper se boodskap se getuienis vir ons gesê het. 'n Waarheid wat al die profete voorspel het. Die vervulling van die verwagting wat die wet ook vir ons geskep het. Die vervulling van God se beloftes, soos wat hy daaroor beskik het. Maar nooit mag ons vergeet die doel en die boodskap wat God deur Johannes in sy boodskap gebring het. Ja, die Messias het gekom. Maar wees reg, want die Messias kom weer. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Koning, ons Redder en ons Here. Hier net 'n paar dagies is verby vandat ons nog 'n jaar die koms van ons verlosser herdenk het. En daarom is hierdie 'n heerlike tyd, 'n tyd vol vreugde, vol hoop. Ten spyte van al die dinge wat in die wêreld rondom ons aan die gang is. Dis 'n tyd wat ons die waarheid vier. Maar ons besef dis ook 'n herinnering van afwagting. Die afwagting van elke Christusgelowige wat nog ooit geleef het, naamlik die wederkoms van ons Messias. Maar ook is dit 'n herinnering aan die ewige boodskap soos deur U bepaal en Johannes se getuienis aan ons gebring is. Wees gereed,
van die Messias kom weer. Daarom bid ons en vra ons dat U ons sal help, o Here. Help dat die waarheid van hierdie feestyd waar ons ook die hoogtepunt in die geskiedenis herdenk het, en ook waar ons vorentoe kyk in die nuwe jaar, ons dit sal doen in die verwagting van die wederkoms van ons Here. Mag ons deur woord en daad die ewige boodskap getuig in 2026, wees gereed, want die Messias kom. Aan U die eer en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ek gee nou geleentheid vir die